Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Op Paasondag het ek my oorlede pa altyd gebel en sonder om te groet het hy dan gesê, die Here het opgestaan, waarna ek dan vir hom gesê het, die Here het waarlik opgestaan. Vandag sou ek hom graag wou bel, sodat hy vir my kon sê, die Here is gebore, en dan sou ek geantwoord het met, die Here is waarlik gebore. Nou sê ek het maar vir jou, die Here, die Verlosser, is waarlik gebore. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn spesiale diens. In Christusfees waar ons fees vier omdat Jesus tuis gekom het en onder ons, nee, in ons kom woon het. Mag ons vandag almal saam Christus se geboorte vier en aan hom al die eer bring. Ons hemelse Vader, Jesus se Vader, kom groet jou nou, en hy heet jou welkom, deur te sê, genade en vrede vir jou, juis omdat ons vandag die Vredevors se aankoms op die aarde herdenk. Ons weet hoekom Jesus se geboorte so spesiaal is, want ons weet wat hy hier op die aarde vir ons kom doen het. Ons weet dat hy vir ons kom wys het, hoe lyk God. Hy het vir ons kom wys, hoe lyk God se hart en hoe klink sy stem, maar meer nog, hy het kom doen. Hy het verlossing kom doen. Hy moes aan 'n kruis gaan sterf, sodat ons nie self vir ons sondes aan 'n kruis hoef te hang nie. Daarom wil ons, en kan ons nie anders as om vandag fees te vier en Jesus se geboorte te herdenk nie. Vandag kyk ons na Jesus se koms, na die aarde deur 'n ander paar oë, iemand wat op die agtergrond staan, eintlik al so tussen die gordyne by die verhoog staan. Ons kyk na Jesus se geboorte deur die oë van Josef, wat eintlik niks met Jesus se koms te doen gehad het nie, maar tog 'n baie belangrike rol vertolk in Jesus se lewe. Maar kom ons raak eens rustig, en dan luister ons na die verhaal van Josef. Luister na sy drome wat in skerwe val, en sy planne wat hy maak, maar luister ook na God se plan en sy bemoedigende woorde vir Josef. Let ook op hoe Josef op al hierdie planne van God, hoe hy daarop reageer. So kom ons raak rustig en ons stel ons in vir die ontvangs van God se woord. Vader, dankie dat ons vandag u seun se koms hier op die aarde kan vier. Dankie dat ons kan teruggaan na amper 2000 jaar, toe Jesus daar in 'n stal gebore is, amper so 'n stal waar ek nou sit. Dankie Here dat u hierdie groot plan bymekaar gemaak het om ons mense te red, om ons te red van 'n dood vir al die sondes wat ons aanvang. Here, ons loof u, ons prys u, ons sê daar's geen ander God soos u nie. Dankie vir die boodskap vandag,
Ek vra Here dat U ons elkeen se harte sal oopmaak en dat ons U sal gaan uitleef in die wêreld daar buite wat U so nodig het. Vader, ek vra dat U die bedienaar van die woord en ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Nou kom ons by die verhaal van Jesus Christus se geboorte. Dit het so gebeur. Daar was 'n vrou met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef. Op 'n dag het hy uitgevind, Maria verwag 'n kind. Josef was baie omgekrap hieroor, want hy het geweet dat dit nie sy kind was nie. Natuurlik was dit die Heilige Gees wat Maria laat verwag het, maar Josef het dit toe nog nie geweet nie. Omdat Josef die wette van Moses goed geken het, het hy geweet dat dit 'n groot skande vir 'n ongetroude vrou was om 'n baba te verwag. Hy wou Maria nie verneder deur die verloving in die openbaar te verbreek nie. Daarom het hy besluit om stilweg die verloving te verbreek, voordat almal van Maria se swangerskap te hore kom. Terwyl Josef besig was om planne te beraam hoe om uit sy verknorsing te kom, het hy eendag 'n droom gehad. 'n Engel van die Here het vir hom kom sê: "Trou met Maria en moenie bekommerd wees nie. Dit is die Heilige Gees wat haar laat verwag het. Sy gaan een van die dae 'n seun hê. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal sy volk binnekort van al hulle sondes vrymaak." So het die woorde waar geword, wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. 'n Jong meisie, wat nog nie by 'n man geslaap het nie, gaan binnekort geboorte aan 'n seun gee. Hulle sal hom Immanuel noem. As 'n mens hierdie Hebreëse naam vertaal, beteken dit, God is hier by ons. Toe Josef wakker word, het hy presies gedoen wat die engel vir hom gesê het. Hy het met Maria getrou. Hy het egter nie by haar geslaap, totdat haar seun gebore is nie. Toe die kindjie gebore is, het Josef hom Jesus genoem. Josef was 'n doodgewone man. Wel, uit die teks kan ons hoor dat hy was 'n regverdige man, 'n kind van God wat die regte pad wou stap. Hy was 'n barmhartige mens en wou graag goed doen vir al die ander mense. Ek wil amper sê, hy sou nie eers 'n vlieg skade aangedoen het nie. Ek dink nie hy was so voorbarig en voor in die koor nie, maar was eerder 'n stil, teruggetrokke man, wat sy dinge op die regte manier gedoen het. Hy was na in God se hart. Hy was gehoorsaam om te doen soos hy van kleins af geleer het om reg te lewe binne die wil van God. Kan ek hom opsom om te sê, hy was 'n gewone, goeie Christenman wat geleef het waarin hy geglo het. Daarom was die skok vir hom so groot, toe hy uitvind dat Maria verwagtend was. Hy het geweet, dit was nie hy nie. Hy het dit geweet. Verseker het hy met 'n klomp vrae gesit oor wat dan nou verkeerd geloop het met Maria. Hoe kon sy so iets doen? Maar op hierdie klomp vrae het hy nie antwoorde gekry nie. En soos ons almal seker maar sou gemaak het, maak hy 'n plan om uit hierdie gemors uit te kom. Hy doen dit op 'n eerbare manier. Want eintlik, as hy na die ouderling van die dorp moes gegaan het,
sou dit verwoestende uitwerking op Maria en haar familie gehad het. Onthou, in daardie tye was verloving wettig soos 'n huwelik. En daarom is ontrouheid egbreek. En in Jesus se tyd was steniging dalk nie so algemeen gewees nie, maar volgens die wet in Deuteronomium 22 was die straf vir egbreek om lewendig gestenig te word. Maar al sou hulle dit nie doen nie, al sou hulle nie vir Maria stenig nie, sou hulle vir haar en haar familie aan die klok gaan hang het. Hulle sou hulle met skande bedek het en uit die samelewing uitgestoot het. Maar die man wat Josef is, wil dit nie hê nie. En daarom maak hy sy eie planne. Josef se plan is opreg en wil uit barmhartigheid die sagste uitkoms vir Maria hê. Alhoewel hy erg teleurgesteld was deur wat Maria aangevang het, kies hy nog steeds wat vir haar die minste pyn, die minste skande en die minste gevaar sal bring. Hy maak planne om so in die stilte van haar te skei en kies eerder om homself te benadeel en haar seer te spaar. Ek dink dis nogal nice van hom. Hy's 'n eerbare man, hierdie Josef. En op 'n manier kan 'n mens sien hoekom God juis vir Josef gekies het om Jesus se aardse pa te wees. Maar soms is ons menslike planne te klein vir God se groot plan met ons lewe. En werk dit nie ook baie keer so in ons lewe nie? Selfs ons mooiste planne vir ons lewens kan soms nie die volle skildery van God raak sien waarmee hy besig is in ons lewens nie. Ons planne is baie keer veilig en voorspelbaar goed en binne in ons vermoë, maar God werk dikwels groter, dieper en verder as wat ons ooit kan droom. Soos in Josef se geval, moet ons weet dat wanneer dinge uitmekaar uitval, beteken dit nie altyd dat dit tot 'n mislukking lei nie. Dit kan wees dat God jou uitnooi om in sy groter verhaal deel te neem. En soms moet ons eers ons eie planne vat. En ons moet dit gaan neersit voordat ons kan sien hoe God se plan in ons lewe begin vorm kry. En God se engel kom daar by Josef aan. En hy sê vir Josef, moenie bang wees nie. God kom nie net na hom toe met oordeel, of hy kom nie na hom toe met oordeel of met kritiek nie. Hy vra nie vir hom, hoekom gooi jy jou speelgoed uit die kot uit en maak jou eie plannetjies nie. Nee, hy stap in Josef se verwagting in en bring rustigheid. Hy sê vir hom dat dit wat gebeur nie 'n fout is nie, maar God se eie werk, God se gees, dis God se plan. Dis asof God vir Josef help om in die chaos wat daar in sy lewe is, om hom daar uit te help en vir hom te sê, moenie bang wees nie. En is dit nie waar vir ons vandag nie? Ons grootste vrees kan dalk die plek wees waar God se grootste wonderwerk in ons lewens wil begin. Wanneer God sê, moenie bang wees nie, is dit nie net om ons te troos nie, maar om ons ook terug te roep na hom toe, bo die omstandighede waarin ons is, en sy plan waar te maak in ons lewens. Sy manier van sê, ons moet net glo in hom, moenie vaskyk in die situasies nie. God kom op 'n mooi manier deur die engel en steek so half 'n stokkie voor Josef se planne. Josef is verward. Hy sit met baie vrae en hy maak planne. Josef lê en die teks sê, dink aan hierdie dinge daar op sy bed en sy gedagtes is mekaar en sy drome is platgeslaan. En is hier waar God opdaag en vir Josef sê, bedaar, raak rustig. Hier is 'n baie groter plan as wat jy ooit kon droom. Soos die Engelsman sê, spil die engel al die beans. Die engel kom som vir Josef God se plan op, 'n plan wat nie net vir homself is nie, maar ook vir die hele mensdom
wat natuurlik vir my en jou ook insluit. Wie in haar verwek is van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem, Immanuel. En hy sal die volk van hulle sondes kom verlos. In kort sê die engel Josef, wat vir jou soos 'n krisis lyk in jou lewe is eintlik 'n wonderwerk wat gaan gebeur. En Josef kry 'n rol, 'n baie belangrike rol om te speel in God se plan. Hy moet die verlosser van die wêreldse pa wees. Hy moet sorg dat hierdie seun van God opgroei in 'n stabiele huishouding. Josef moet hom leer van die lewe. Hy moet hom help om met sy hande te kan werk. Hy moet 'n veilige ruimte vir hom skep waarin hy kan groot word om op die ou end uit te kom by die plan wat God vir sy lewe het. En dit is om as laaste lam geoffer te word vir die mense se sondes. Josef se storie herinner ons dat God soms vir ons rolle gee waarvoor ons glad nie aansoek gedoen het nie. Soms is die grootste roeping eenvoudig dit, om ruimte te skep waarin God se werk kan groei. Al voel dit klein, al lyk dit alledaags. En dalk is dit presies wat God vandag vir jou kom vra, om daar waar jy is, in jou huis, by jou werk, in die verhoudings, in daar waar jy is, om plek te maak om sy lig te gaan skyn. En nou, presies hier waar Josef besig is om sy plek in God se plan te ontdek, wys die Here vir hom iets nog groter as sy rol. God gee vir hom 'n naam. Nie 'n titel vir sy kind nie, maar 'n openbaring van wie hierdie kind werklik is. Matteus 1 vers 23 sê hy, die kind se naam is Immanuel, God met ons. En dit is die middelpunt van die Kersverhaal. Nie die stal waar ek nou sit nie, nie die krib nie, nie die wyse manne nie, nie die skaapwagters nie, maar die naam, God met ons. God het tuis gekom en het by ons kom woon. Hier op die aarde en in die stal, dit was net die begin. Immanuel beteken nie net dat hy naby is, dit beteken hy kom woon in ons. Hy maak homself in ons tuis. God kies nie die hemel as sy blyplek nie. Hoor hier, hy kies mense lewens, jou lewe, jou huis, jou storie. En dis hoekom ons Kersfees vier. Want toe Jesus gebore is, het God nie net aarde toe gekom nie, hy het tuis gekom. Josef se lewe was de mekaar. Sy drome was plat. Sy planne was in honderde stukkies. En God kies in daardie plek om sy teenwoordigheid te openbaar. En dit is waar ons Immanuel vandag aantref. God is met ons in ons verwarring, in ons onsekere finansies. God is in ons pyn, in 'n verhoudingsstres, in verliese, in al die vrae. Hy wag nie vir 'n perfekte oomblik wanneer hy kan opdaag nie. Hy kom in die lewe, in ons lewens, soos ons is. Let op, die engel verduidelik nie alles vir Josef nie. Hy gee vir hom net genoeg om vas te hou aan God. God doen dit nog steeds. Hy gee dalk nie altyd al die antwoorde nie, maar hy gee homself. Hy sê nie altyd, hier is die rede nie. Hy sê, ek is hier, in jou moeilikheid. En daardie teenwoordigheid dra ons, wanneer niks anders sin maak nie. Dit is waarom ons Christus se geboorte vier. Want hierdie dag is die dag toe God besluit het, om nie net vir 'n rukkie besoek te kom aflê nie, maar om te kom bly. En ek wil dit weer sê, Jesus se geboorte is God se verklaring. Ek wil naby jou wees, ek wil jou God wees, ek wil in jou wees, ek wil saam met jou leef. En dis hoekom ons dit in Christus fees noem. Hy is nie net die verlosser wat gebore is nie, hy is die God wat kom tuis gaan in die wêreld en in die harte van elkeen wat hom ingelaat het.
Die vraag is nou, hoe leef ek vandag Immanuel, God hier in my? God wat my beskerm, wat by my is in alle omstandighede. Die eerste een is, maak plek. Om Immanuel te leef begin by 'n eenvoudige uitnodiging. Here, kom woon in my. Dit beteken jy hoef nie jou lewe mooi te maak voor hy mag inkom nie. Jy maak net die deur oop, waar jy is, met alles wat reg en verkeerd voel. God kom nie net in die heilige kamers van jou lewe nie. Hy kom woon in die gewone, die raserige, die stikkende dele ook in. Daarom moet ons al die kamers van ons lewe oopsluit en God daarin nooi. 2. Maak oop. Om Immanuel te leef beteken jy bring jou vrese, jou vrae, jou seer, jy bring dit vir hom. Moenie iets wegsteek nie. Wees eerlik oor wat jy nie verstaan nie en waar jy dalk vassit. God skrik nie vir jou gebrokenheid nie. En hy wag nie vir jou om perfekte antwoorde te kry nie. Wanneer jy oopmaak, ervaar jy dat hy werklik deur alles saam met jou stap, daar waar jy die meeste ondersteuning nodig het. Raak aan. Om Immanuel te leef is om sy teenwoordigheid, God by ons, nie net vir jouself te hou nie, maar 'n draer daarvan te word vir iemand anders. Ons het in die reeks Kom huis toe vir Kersfees, dit al so baie keer gesê en ek sê dit weer. Dit kan so 'n eenvoudige ding wees soos 'n warm woord, 'n besoek, 'n oproep of net om regtig te luister. Wanneer jy liefde leef, word jy 'n lewendige herinnering aan iemand anders dat God met hulle is, Immanuel God. Jy word 'n klein ligdraer van God se groot teenwoordigheid. En dit is hoe Immanuel deur jou sigbaar word. Ek sluit af. Kom huis toe vir Kersfees. Wanneer ons na Josef se verhaal kyk, sien ons hoe sy planne uitmekaar uitval. Maar hoe God se groter plan juis daar begin vorm aanneem. Waar Josef bang staan, bring God vir hom vrede, wat nie logies is nie, maar hemels. Waar hy onseker is en nie weet wat om te glo nie, gee God vir hom 'n naam om aan vas te hou. Immanuel. God is met ons. En waar Josef wil wegstap, vat God hom sag terug huis toe. En in gehoorsaamheid kom hy terug. Terug na God se teenwoordigheid. Terug na God se plan wat soveel groter is as sy plan. En dit is die hart van Kersfees. Dit is die dag waarop jy en ek opnuut ontdek dat God in ons chaos kom instap, in ons onsekerhede, in ons stikkindheid, en hy kom maak hom tuis. Hy wag nie dat ons perfek lewe nie. Hy kies juis die plekke waar ons voel ons is halfpad op pad om iets te verloor. Daarom is die uitnodiging vandag eenvoudig en diep. Is jy bereid om vir 'n oomblik jou eie planne neer te sit en God toe te laat om jou Josef momente in 'n Immanuel moment te verander? Want wanneer God tuis kom by jou, begin die wonderwerke in jou lewe. I was just an ordinary man, walking in the ways I learned from God. The news came crashing through my plans, and every dream I held fell lost. But in the silence of my fear, heaven whispered soft and clear, do not be afraid, I'm working here. Emmanuel, God with us, light in the chaos, hope in the dust. When all my plans fall through, you're
I'm coming home for Christmas. You came into a borrowed space, A manger in a crowded town. no room was made for heaven's grace, so you chose straw instead of crowns. And now you walk into my mess, not waiting for my life to impress. You call the broken welcome rest. Emmanuel, God with us, light in the chaos, hope in the dust. When all my plans fall through, your perfect love breaks through. In every fragile place you come, Jesus, make my heart your home. Emmanuel, I'm coming home for Christmas. Sometimes I fill my heart with noise and leave no room for you to stay. Yet still you come with gentle voice. let me into your everyday. No perfect scene, no polished light, just open hands and honest nights. You turn my darkness into light, so let every fear fall silent now. Let wonder rise inside somehow. You're God with us, not far but near. You whisper love and calm my fear. You came to dwell, to stay, to save, a cradle pointing to a grave. Emmanuel, forever here. Emmanuel, God with us, light in the chaos, hope in the dust. When all my plans fall through, your perfect love breaks through. In every fragile place you come, Jesus, make my heart your home. Emmanuel, I'm coming home for Christmas. Ons gesin gaan nou vir die volgende 3 weke bietjie, soos ons daar in die AMI gesê het, aftrek en toeplak. Ons gaan daar in die bos niks doen nie en ons gaan net ons batterye laai. So ons gaan die volgende 3 weke se Sondagdienste gaan ons herhalings uitsaai van dienste van die afgelope jaar. En ons hoop dat dit ook nog steeds vir jou van waarde sal wees. Mag julle ook rus vind in God en mag julle hom ervaar as die Immanuel God. En mag julle dit oral gaan uitleef, sodat ander mense dit ook wil hê in hulle lewens, hierdie God met ons. Mag die genade van God en die liefde van Jesus en die nabyheid van die Gees oral by julle wees, waar julle Immanuel God ervaar en God by ons gaan uitleef. Emmanuel, forever here. Emmanuel, God with us, light in the chaos, hope in the dust. When all my plans fall through, your perfect love breaks through. In every fragile place you come, Jesus, make my heart your home. Emmanuel, I'm coming home for Christmas.